Ons prys Vader vir die wonderlike geleentheid. Kom ons raak rustig, ons kry ons plekkies. En Vader is so groot en kosbaar. So ek gaan begin om te sê wat Psalm 46 vers 11 sê. Laat staan en weet dat ek Elohim is. So daar waar julle sit met dinge wat julle pla of onseker is, sê hy vir ons vandag, laat staan en weet dat ek Elohim is. Ek wil net vir julle ietsie sê en ek weet julle almal weet dit. Julle weet dat Vader in beheer is. Wie glo dit? Amen. So hy is in beheer. So daarom kan ons die beheer wat ons so graag wil uitoefen. Jy weet, ons is bestuurders, ons is ingenieurs, ons is voormanne, ons is paas, ons wil alles bestuur en beheer. Maar Vader sê ook vandag vir ons, hy is in beheer. Ongeag van die omstandighede waarin ons is, hy is nog steeds in beheer. So ons kan maar die controls, die beheer stokkies vir Jahwe gee, want hy sal dit bestuur. So, soos julle almal weet, Vader is besig met voorbereiding al van die laaste 4 jaar. Ek prys Vader vir dit, want hy is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid. En net deur daarna te kyk, kan ek sê, Jahwe se barmhartigheid is môre weer splinternuut. En sy genade is vir ons genoeg. Sy genade is vir ons genoeg. Is hy nie so geduldig en so genadig met ons nie? En ons prys hom daarvoor. So ek wil 'n paar verse vir julle lees en ons gaan daarna Jesaja 40 toe. Vers 29. Hy gee aan die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Is daar vandag van julle wat voel julle het nie meer krag nie, julle sien nie meer kans vir môre nie? Dan is Vader hier vandag om elkeen van ons te bemoedig en te versterk deur sy wonderlike woord. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op Jahwe wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die van 'n arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie, en hulle wandel en word nie mat nie. As ek kyk in die laaste 4-5 jaar, wat Vader in my lewe gedoen het, en wat hy ook in julle lewe mee besig is. Vader is besig om ons voor te berei vir 'n tyd wat dit hom behaag. En hy moet ons voorberei. Vader werk op ander maniere as wat ons dink hy werk, want sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Maar hy kan ons nie net in die diep kant ingooi nie, want as hy ons in die diep kant ingooi, gaan ons dit nie maak nie. En daarom het hy soveel keer al gepraat oor ons harte. Hy wil ons harte voorberei vir dit wat hy wil doen in ons lewens, waarvoor hy ons wil gebruik. So voor ons kan zweef soos 'n arend, moet ons voorberei wees. Die vorige daar in 2024, die lentekamp, het ons gesê, Vader, hier is ek. Stuur my, gebruik my. En van ons het dalk huis toe gegaan en dadelik verwag dat Vader gaan ons gebruik. Maar min het ons geweet, ons het aangemeld vir die voorbereiding. Want Vader kyk na ons harte. Ons harte moet sy hart wees. Jy weet, ons kan so maklik in die woord praat daarvan, hy sê in Matteus 15, nader my met hulle mond, en hulle eer my met hulle lippe, maar hulle hart is ver van my af. So maklik om te sê, Vader, ek vertrou u met my hele hart.
My hart moet in lyn wees met my lippe en met my mond. En Vader soek ons harte. En hy is besig. En hy het nog nooit opgehou nie. Ek onthou een boodskap wat ek eendag gebring het op Vader se groot skerm. Maar ons vergeet baie keer van die dinge wat agter die skerms gebeur. En dis hoekom ons baie keer moedeloos word. Vir julle wat daai kamp gesê het, hier is ek, stuur my. Vader het klaar begin in jou lewe en in my lewe. Maar hy is besig agter die skerms met voorbereiding. So Psalm 37 vers 3 sê, vertrou op Jahwe, doen wat goed is, bewoon die aarde, beoefen getrouheid. So daar waar Vader vir my en vir jou geplant het, kom laat ons vrug dra, kom laat ons blom, want hy het 'n plan en 'n doel met ons. So ek wil na Psalm 1 toe gaan en 'n paar verse daar vir julle lees, maar voor ek by Psalm 1 gaan begin, wil ek 'n bietjie praat oor Joshua. Wat het Vader vir Joshua in Joshua 1 vers 8, 9, 10, 11, 12 gesê? Hy het vir Joshua gesê, jy moet sterk wees. Later sê hy vir hom, het ek nie vir jou gesê nie, jy moet sterk wees. Jy moet baie sterk wees. So dit tog is op Vader se hart vir Joshua gewees. Wat wil hy vandag vir my en vir jou sê? Want hy het vir Joshua gesê, jy moet my wet, jy moet my gebooie bepeins dag en nag. Weet ons wat is bepeinsing? Weet ons regtig wat is bepeinsing? Verstaan ons dit? Want as ons bepeinsing verstaan, dan word ons getransformeer. Ek kan nie verander as ek net 'n Bybelvers lees nie. Ek moet hierdie vers, ons praat nie van die hele Bybel nie, 'n vers oordink, bepeins, lees, hardop lees, dat ek kan getransformeer word, dat daai woord in my hart kan ingaan. Dit is wanneer ek verander. So net om die Bybel te lees, gaan ons nie transformeer nie. En as ek verkeerd is, dan moet julle my reghelp, want ek ervaar dit al oor die 30 jaar. Dit kom nie van self nie. Dit kos oefening. Paulus sê in Timoteus, Paulus skryf daar, hy sê, liggaamsoefening is vir weinige nut, maar beoefen jou in die godsaligheid. Beoefen, wat beteken, ek moet oefen. Oefen om te bepeins, oordink my woord dag en nag. So ons blaai daarna Psalm 1 toe, hy sê, welgeluksalig is die man, blessed is the man, wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie. Ek wil vandag vir 'n regverdige vandag iets sê. Wees versigtig by wie jy sit. Want dinge smeer af. Dinge vat jou af. Dinge steel jou vrede. En as jy voel nie meer gemaklik in hierdie geselskap nie, vra om verskoning, of staan op, of klim in jou kar, en gaan weg van die situasie. Wees versigtig waar jy sit, en met wie ons omgaan. Maar hy sê, sy behaag is in die wet van Jahwe, en hy oordink sy wet, dag en nag. Ek weet, ons het baie tyd vir baie dinge. En partykeer gebruik ons Vader vir 'n spaarwiel, wanneer ons hom nodig het. Maar hy sê,
Oordink. Vir Joshua het hy gesê, bepeins. Vir Dawid sê hy, oordink my wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Vader sê in Spreuke 4, hy sê bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprong van die lewe. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Iemand wat sy hart bewaak, sal daar wees. Jy sal blom, jy sal vrugte dra, jy sal lig wees, jy sal verandering bring, dit sal goed gaan met jou, jy sal die vrede van Vader ervaar en beleef. Jy weet, ons lees oor bepeinsing, ons lees oor dink. En waarmee ons vandag sukkel, ek praat nie van die goeie nie, kom ons praat van die negatiewe dinge. Die negatiewe dinge wat in ons lewe gebeur, weet julle hoekom is ons daar? Hoekom is daar negatiewe dinge? Hoekom dink ons negatiewe dinge? Omdat ons dit bepeins. Ons oordink dit, dag en nag. Dis hoekom ons sukkel om getransformeer te word volgens Vader se woord. Ons is makliker geneig om te bepeins oor die negatiewe as oor wat Vader se woord sê. En sy woord is tog lewe. Dit is ons lewe. Hy sê, kies lewe, sodat jy kan lewe. Ek en jy moet vandag 'n keuse maak. Sê Vader, ek neem 'n besluit, ek maak 'n keuse om te verander, as ek nog nie verander het nie. En dis elke dag verander, dis elke dag jou kruis opneem, dis elke dag om jouself te verneder voor die almagtige Vader. Elke dag. Jy kan nie net een keer in jou lewe jouself vir Vader verneder nie. Dis 'n daaglikse ding, want jy weet nie wat môre gaan gebeur nie. Jy weet nie wat oor 'n halfuur gaan gebeur nie, jy weet nie wat jou pad gaan kruis nie. En die negatiewe jou pad kruis en sê Vader, nee, dit is nie u gesindheid nie. Ek verneder myself voor u. Ek verneder daai ding, ek verneder daai gedagte voor u, want dit is nie u wil vir my nie. Ons is nou by oordinke, by bepeinsing. Dan dink ons 'n bietjie Joshua. Dink julle hy het bepeins? Het hy oordink? Wat het hy gedoen toe hy in die woestyn was? Hy het gevas, hy het gebid. As hy onder die mense beweeg het, het hy tydjie homself afgesonder na 'n stil plek toe, hy het op 'n berg gegaan, hy het gebid, hy het met Vader gepraat. Toe hy in die woestyn was, toe kom die duiwel te versoek hy om te sê hy vir die duiwel, daar staan geskrywe. So hy moes die woord geken het, maar die duiwel het ook die woord geken. So dit is Joshua waar hy sonder kos, sonder, ek weet nie, dalk sonder water op, maar hy was sonder kos in die woestyn. En hy kon nog steeds antwoord. As ons kyk na Paulus, wat het Paulus gesê? Besef ons wat het Paulus deurgemaak? Besef ons die boeke wat Paulus geskryf het? Die 14 boeke wat Paulus geskryf het. Hoeveel van die boeke het hy geskryf in die tronk? Dink ons daaroor. Wow. Dis 'n man wat gelowiges agtervolg het, vervolg het, doodgemaak het. Maar toe Joshua op sy pad kom, is sy hele lewe totaal en al verander. En hy het homself totaal en al oorgegee aan die almagtige Vader. Hy het homself verneder. Dit is vir hom gegaan oor Joshua. Nie oor die dinge wat op die wêreld en in die wêreld kan kry nie. Dit gegaan net oor een. Hy het die boodskap gebring soos hy dit moes bring. Hy het die fout gevind en dit gedoen en dat gedoen nie. Sover ek weet het hy nie eens bitter geword nie.
Dit was 'n man, nederig, afhanklik. Weet julle wat beteken, jy moet Jahwe vertrou met jou hele hart? Hoekom moet ons hom vertrou met ons hele hart? Want hy wil alles in jou lewe wees. Hy wil alles wees. Jou wil, jou planne, en jou begeertes. Hy wil alles hê. Hy sê, verlustig jou in my, en ek sal jou gee die begeertes van jou hart, en jou hart sal in lyn kom met my hart. As ons kyk na Jesaja 6, waar hy gevra het, wie sal ek stuur? 'n baie belangrike punt daarso is, ons moet kyk na ons monde. Want hy het Jesaja sy tong aangeraak. Ons moet 'n gesonde tong hê. Ons moet nie tweedrag saai nie. Ons moet nie skinder nie. Ons moet heiligmaking leef. Dit is vir Vader belangrik. Wees heilig, want ek is heilig. Dit is baie belangrik vir Vader. So om ons hart te bewaar, hoe weet ek of ek my hart bewaar? Ek kom weer terug na Psalm 1 toe. Sal gewees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd. Hy verdroog nie, ongeag wat die omstandighede is. Hy bly waar hy bly, hy staan by Vader se woord, beweeg nie van daar af, links of regs nie. Is dit maklik? Nee. Is dit 'n proses? Ja. Wat is dit? Voorbereiding. Wat nog? Verneder. Onderwerp onsself aan die almagtige Vader. Ons almal het uitdagings. En Vader weet vandag van elkeen se hart hierso. Hy weet wat in jou hart is. Gaan almal hierdie woord hoor en verstaan? Ek weet nie. Ek hoop so. Maar hy weet wie moet hoor. Die wat hoor, sal hoor. Ons het vandag die tyd uitgekoop om hier te wees. Vader is goed, sy goedertierenheid is tot in ewigheid. As ons kyk na Paulus se lewe, ding wat vir my so uitstaan, Tessalonisense 5, vers 16 tot 18. Wees altyd deur bly. Bid sonder ophou. Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van Vader en Meester Yeshua Messia. Wie van julle kry dit al reg? Julle sien die mense op die kassie, op julle woon dalk by as julle rugby gaan kyk. Julle sien daai blydskap, daai vreugde wat daai mense het. As daai span van hulle wen. En dan sien jy hulle, hoe lyk hulle as hulle span verloor, of as die skeieregter onregverdig is. Maar hierdie, wees altyd deur bly, is daai ene wat aansluit by Nehemia 8, waar hy sê, verbly, and the joy of the Lord is my strength. Die blydskap in Jahwe is my beskutting. In hom, in die wynstok, in hom, in sy woord, in hom. Dit is ons blydskap. Dit is nie 'n gelukkige gevoel nie. Dit is 'n blydskap. Dit is 'n blydskap om te weet dat Jahwe is wie hy is. Sy woord is wat sy woord vir ons sê hy is. Gaan ons lei vir Yeshua op hierdie aarde? Ja. Gaan dit maklik wees? Nee, maar Paulus het geskryf, ons is tot alles in staat die Messia wat vir ons die krag gee. Gaan ons vervolg word? Gaan ons verwerping ervaar? Gaan ons swaar tye kry? Ja. Gaan ons verdrukking hê? Gaan ons beproef word? Ja. Het julle geweet, Jahwe toets die regverdige? Job het hy gesê, as Jahwe my toets, sal ek soos goud tevoorskyn kom. Jahwe gaan ons toets. Hy moet ons toets. Hoekom moet hy ons toets? Want hy wil kyk wat in ons harte is.
Hy wil kyk wat in ons harte is. Ons moet kyk wat in ons harte is. Is ons harte eg? Is ons harte opreg? En wat doen toets in ons lewe? Dit bring volharding, dit bou ons geloof, dit bou ons karakter. En wanneer daai goed gebou is, dan kan ons na mense toe gaan en vir hulle die vertroosting waarmee ons vertroos is, hulle vertroos. En hulle bemoedig, en hulle help, en hulle bystaan. Weet ons lees in Matteus 5 vers 3. Salig is die wat arm van gees is. Matteus 5 vers 3. Salig is die wat arm van gees is. Wat beteken dit? Ek gaan vir julle sê, geestelike nederigheid en die erkenning van totale afhanklikheid van Elohim. Totale afhanklikheid. Is ek en jy vandag totaal afhanklik van Vader? Of leef ons nog 'n bietjie vir onsself? Of leef ons 'n bietjie nog in die vlees na hierdie kant toe? Vertrou ons hom regtig met ons hele hart? Spreuke 22 vers 4 wil ek ook vir julle lees. Kom ek wil vir julle sê die loon van nederigheid. Die loon van nederigheid is die vrees van Jahwe. Is rykdom en eer en die lewe. Vader sê ek weerstaan die hoogmoediges, maar ek is genadig die wat nederig is van hart. Maar ons het 'n loon, daar's 'n beloning as ons nederig is. As ons mekaar dien in liefde, as ons heiligmaking uitleef. Julle weet, daar's ten minste 3 wortels waarvan die Bybel praat. Die eerste een is geldgierigheid, die wortel van alle ewels. So dis 'n wortel. Julle weet, 'n wortel word nie net sommer net uitgeruk en alles is reg nie. Dan kry jy die wortel van bitterheid. En hoe kom 'n ou by bitterheid uit? Woede, kwaad, onvergewensgesindheid. Is 'n proses. Ons moenie eens daar beweeg nie, want dis 'n proses om net weer vry te kom daarvan. Dis 'n wortel. Maar hy sê vir ons in sy woord ook dat hy sê ons moet gewortel wees in die liefde en gegrond wees. Dit is waar ons wortels moet wees, is in die liefde van Vader, en dis om ons staan te wees op sy plekkie waar hy vir ons toeberei het. Ek wil graag vir julle na Johannes 5 te vat, en ek gaan 'n paar verse daar lees. Dit gaan oor die genesing van die siek man in Bethesda. Wat beteken Bethesda? Huis van genade, 'n plek van genade. So vers 1 sê, hierna was daar 'n fees van die Jode, en Joshua het opgegaan na Jerusalem, en daar in Jerusalem by die Skaapspoort 'n bad met 5 pilaargange, wat in Hebreëus Bethesda genoem word. Daarna het 'n groot menigte siekes gelê, blindes en krepeles en lammes wat op die roering van die water gewag het. Baie. Want 'n engel het op 'n bepaalde tyd in die bad neergedaal en die water geroer. Die een wat dan die eerste ingegaan het na die roering van die water, het gesond geword, aan watter siekte hy ook al gely het. En 'n sekere man was daar, wat 38 jaar aan sy siekte gely het. 38 jaar het 'n man aan sy siekte gely. Waarin lê ek en jy vandag? Ek praat van iets wat 'n lang tydperk is. Wat al vir 'n lang tyd aanhou. En dit kry nie klaar nie. Dit hou aan en dit hou aan. En jy voel naderhand, jy kan nie meer nie.
Hoe lyk jou huwelik vandag? Hoe lank is jou huwelik op 'n verkeerde plek, waar jy voel jy kan nie meer nie? Hoe lyk jou finansies vandag? Jy weet nie hoe jy by môre gaan uitkom nie. Vrees. Ons sukkel met vrees vir jare. Raak net nie ons slaaf met vrees nie. Wat is die dinge wat ons so stadig maak? Wat is die dinge wat verhinder dat ons doen wat Vader sê? Is hierdie dinge wat al 'n lang tyd saam met 'n mens kom? Ongeloof, bitterheid, woede, geskreeu, onvergewensgesindheid, hoogmoed, is 'n groot ding. Hoogmoed. Dit is hoogmoed wat verhinder dat ons verneder, onsself verneder voor Vader, want ons dink ons kan dit beter doen. Ek wil in beheer wees, nie Vader nie. Trotsheid, slegte wandel, hygeagtige mond, ongeloof, dubbelhartigheid, sit dalk met 'n siekte, sit met 'n gebrokenheid, weet nie meer wie môre die son gaan sien opkom nie. Jy voel moedeloos, jy voel depressief. Maar Vader het vandag vir ons 'n woord, elkeen vir ons. Maar hy vra hierdie man, daar was 'n man, 38 jaar, met ander woorde, 'n tyd van toetsing, 'n tyd van siekte, 'n tyd van negatiewe omstandighede. Maar toe, in vers 6, toe Joshua hom sien lê, terwyl hy geweet het dat hy al lang tyd siek was, so Joshua het geweet van die man se lang tyd van siekte. Vader weet wat in elkeen van ons aangaan. Hy weet wat in ons hart is. Hy weet wat in ons lewens aangaan. En hy vra hierdie man, wil jy gesond word? Julle geweet hoe verkeerd in die Vader se woord het Joshua dinge gevra met 'n vraagteken, met 'n vraag. Hy het nie mense veroordeel nie, hy het gevra. Dit is hoe hy is. Hoekom doen hy dit so? Want hy wil hê dat die mens moet uitvind wat in sy hart is. As iemand vir jou vra en jy gee 'n antwoord, dan wys dit maar net wat in jou hart is. Hoe jy dit dalk sien en verstaan. Wat eintlik van daai man ook gesê, in die Engels sê hulle, om heeltemal genees te word. Totaal en al genees te wees. Die sieke antwoord hom, meester, ek het niemand my om in die bad te sit as die water geroer word nie. En onderwyl ek kom, gaan 'n ander ene voor my in. So hierdie man het 'n verwagting gehad, hy het geweet, sy fokus was op die bad. En hier kom Joshua, en hy kry sy pad, en hy sê vir hom, wil jy gesond word? Baie kere vra Vader vir ons, wil jy gesond word? Dan het ons baie kere antwoorde vir hom. Maar hy het jou net gevra, wil jy gesond word? Wat beteken? Dis 'n ja of 'n nee. Ons het nie nodig om ons hele geskiedenis vir hom te vertel nie, want hy weet klaar daarvan. En hy vra toe nou vir hierdie man. En na hierdie man geantwoord het, sê Joshua vir hom, staan op, neem jou bed op en loop. Besef ons wat daar staan. Neem jou bed op en loop. Hy het nie gesê staan op en loop nie. Wat beteken, as jy jou bed saam met jou vat, jy gaan nie weer terugkom nie, want ek het jou volkome genees. En besef julle, 'n man wat krepeel was, wat nooit by daai roering van daai water kon uitkom nie, Joshua het hom nie na die water toe gevat en gesê, kom ek gaan sit jou in daai water, kom ek roer daai water vir jou nie. Hy het vir hom kom demonstreer, goddelike autoriteit, goddelike krag van wie hy is. Dat ons baie keer, of dat daai man gefokus was op die water, maar hy wil gehad het hy moet gefokus wees op Joshua Messia, die ene wat die groot ek is, die ene wat die geneesheer is, die ene wat groter is as daai water. En wat so interessant is, en dadelik het die man gesond geword, dadelik. Met ander woorde, toe Joshua daai woorde spreek, het hy dadelik opgestaan.
Hy het nie 'n vraagteken gehad, hoekom, waarom, nee, maar dit kan nie werk nie. Hy het dit nie uitgeredeneer nie. Hoekom nie? Want Vader se woord is krag, is lewendig, is skerper as 'n tweesnydende swaard. As sy woord so sê, sal dit so wees. Kom ek julle ietsie by sê. Sal Jahwe iets sê en dit nie doen nie? Sal Jahwe is nie 'n mens dat hy so lieg nie. 'n mensekind dat dit hom sou berou nie. Sal hy iets sê dit nie doen nie? Of spreek en dit nie waar maak nie? Dis 'n vraag vir elkeen van ons. Met ander woorde, ons kan hierdie woord vat en ons kan dit glo. Ons kan hom glo vir wat hy gesê het, dit sal so wees. En dit is hoe kragtig sy woord is. Sy woord is so kragtig dat hy vir daai man kon sê, staan op en loop. Neem jou bed op en loop. Wat beteken, jy kom nie weer terug hiernatoe nie. Maar later, toe kry jy hierdie man in die tempel, en hy het vir hom gesê, kyk, jy het gesond geword. Moenie meer sondig nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Met ander woorde, hierdie man het geweet, sonde het hom in daai plek gekry waar hy was. Alhoewel is baie jare, dit was 'n baie lang tyd. En die ander ding van Joshua, met die almal wat, die baie mense, baie siekes, baie krepeles wat daar was, het hy nie 'n groot storie gemaak nie. Maar hy kom vandag na jou toe, en hy kom na my toe, en hy sê, ek sien jou seer, ek sien jou probleem, ek sien jou gebrokenheid, ek sien jy sukkel met vrees, ek sien jy sukkel met te vertrou, ek sien jou hart sukkel om te verander, maar weet jy wat, ek vra vandag vir jou, wil jy gesond word? Staan op, wees bereid, wees gewillig, soek Vader van ons bekwaamheid, hy soek 'n gewillige hart, hy soek bereidheid, gewillig, Vader, ek is gewillig om te gaan, stuur my, ek is gewillig om op te staan, gebruik my tot die eer van die koninkryk, ek is gewillig, Vader soek gewilligheid, hy soek nie grade nie, hy soek nie hoë gestaltes nie, hy soek 'n gewillige hart. Maar hy vra vir jou, in jou situasie, wil jy gesond word? Is jy bereid om op te staan vandag, en weg te beweeg van daai sonde, of weg te beweeg van jou situasie? Het sy in jou huwelik, het sy in jou finansies, het sy waarmee jy ook al sukkel, wil jy gesond word? En wat is ons antwoord vandag, as hy daai vraag vir ons vra? Hy vra daai vraag vir ons, almal vandag hier. Hy vra dit deur die woord wat uitgaan vandag. Wil jy gesond word? In Joshua se naam. Amen.